begin vandag 'n reeks wat ons noem 'n oop hemel. En ons lees in 2 Samuel 6 vers 1 tot 13. Ek sal graag wil hê julle moet dit lees en 'n bietjie met mekaar praat oor wat haal jy uit 2 Samuel 6 vers 1 tot 13. Wat val jou op? Wat is die goed wat jou aandag trek? En dan bespreek jy die stelling wat sê it's not to get more from God but to get more of God. Praat 'n bietjie oor wat kan dit regtig beteken? So, die storie gaan nou oor Dawid wat koning word en die eerste ding wat Dawid wil doen as hy koning word is, hy wil die ark van die Here terugkry in Jerusalem, wat weggevoer is deur die Filistyne. En die ark van die Here simboliseer die teenwoordigheid van die Here, die gemanifesteerde teenwoordigheid van die Here. 'n Oop hemel gaan oor die Here is teenwoordig. So Dawid weet as hy sukses wil hê, dan moet die teenwoordigheid van die Here terugkom in Jerusalem. So dis die eerste ding wat hy doen. Maar nou maak hy vir hom 'n nuwe wa en hy bring osse en sy weermag en hy kom waar die ark is en hy laai dit op hierdie nuwe wa en die wa struikel, osse struikel en Hosea steek sy hand uit en hy sterf. So, hoekom? Praat 'n bietjie met mekaar oor hoekom dink jy het dit gebeur? Wat is die rede dat hierdie man dood neergeslaan het toe dit lyk asof hy maar net wou help? Wat volgende gebeur is, Dawid los die ark in 'n Filistynse huis met die naam van Obed-Edom, want hy sê nee, dit is te gevaarlik, en hy gaan terug Jerusalem toe, en hy los die ark in die huis van Obed-Edom, 'n Filistyn uit die stad van Goliat. Hoekom dink jy het Dawid dit gedoen? In 'n Filistynse huis uit die stad van Goliat. Volgende ding wat gebeur is, hy kry berig terug dat die huis van Obed-Edom in die 3 maande wat die ark daar gestaan het, geseënd was. So geseënd dat die hele land daarvan geweet het. Obed-Edom en alles wat syne was, is geseënd gewees. En Dawid besluit, nee, dit kan nie so werk nie. Dan moet ons die ark gaan haal, want ons het die teenwoordigheid van die Here nodig. Ons kan nie sonder die teenwoordigheid van die Here nie. Dat die Here hier is, dat ek bewus is daarvan, dat die Here hier is. Sal ou regtig sommer enigiets verkeerd doen as jy bewus is, die Here is hier? Sal jy sê wat jy wil sê, as jy bewus is, die Here is hier? Sal jy sommer maar die ding wat jy wil, as jy weet, die Here kyk nou in my gedagtes en tog is dit so, né? Goed, so, dan gaan haal hy die ark, en hierdie keer doen hulle dit reg, vers 13, wat is die reg doen? Praat met mekaar daaroor, wat beteken dit, dat ek vir jou sê, hierdie keer het Dawid dit reg gedoen, en dan sien ons 'n baie mooi ding, dat Obed-Edom bly nie waar hy is toe die ark Jerusalem toe gaan nie, hy gaan saam. Hy vat sy huis en hulle trek saam, want hy het beleef hoe dit is as die Here teenwoordig is. Hy wou nooit weer sonder die teenwoordigheid van die Here nie, want wat het Obed-Edom ontdek? As die Here jou huis inkom, is jy geseënd. En jy sit jou huis eintlik in 'n siklus van seën. As jy die teenwoordigheid van die Here verwelkom in jou huis, sit jy jou huis in 'n siklus van seën. En Obed-Edom word aangestel in die tempel, hy word die gatekeeper van die ark. Hy word elke keer bevorder, ons lees 'n stuk of 6 keer nog van hom, en hy word elke keer bevorder, wat ons van hom lees, vanweë die teenwoordigheid van die Here. Praat 'n bietjie met mekaar daaroor, dink 'n bietjie daaroor, dat hierdie ou elke keer wat ons van hom lees, daarvanaf is hy net bevorder. En dan al 8 sy seuns was ook in diens van die tempel. Sy hele huis kom in 'n siklus van seën. So, dit maak nie saak wie jy is nie, dit maak nie saak waar jy vandaan kom nie, as die Here jou huis inkom, as die Here jou lewe inkom, en jy is bewus van die teenwoordigheid van die Here in jou lewe en in jou huis, kom jy in 'n siklus van seën en jy is onder 'n oop hemel. So die vraag is dan, hoe kry ek die Here teenwoordig in my lewe en in my huis? Hoe kom ek op daardie plek waar ek onder daai oop hemel kan staan? En daar is 5 goed wat julle met mekaar gaan bespreek, wat daar in jou lesings staan. Wat is daai 5 goed? Wat sê dit vir jou? Wat beteken dit vir jou?
dat die Here vir jou sê, ek wil graag by jou huis inkom, en daai is die 5 goed wat jy moet doen. Dan sluit ons af met die stelling wat sê, die Here gee nie om vir jou IQ nie, die Here gee om vir jou I will. En ek vertrou die Here dat jy, wanneer jy hierdeur gewerk het, die teenwoordigheid van die Here prakties sal beleef soos nog nooit nie.